goeiemôre en goeienaand. Hallo, Philip. Dat sê broer. Hoe gaan het, meneer? Ons gaat nie nie. Goed, man. Wat is jou fout van en hoe oud is jy? Man, ek is Philip. Philip Jacob van Eden. Ek is nou 40 jaar oud. Okay, ek sien jou al lank op die straat wat ek jou observeer. Hoe is jy op straat? Het jy ouers, het jy familie wat na jou kyk? Wat? Man, nee. Ek sien jy steel nie. So ek vra maar net. Nee man, eintlik ek het op straat beland want ek het verslaaf geraak aan heroïne. Gelukkig en Hoe lank nou? man, ek is nou 25 jaar verslaaf. En jy, okay, jy's 40. Ja, ek is 40 jaar oud. Okay. So So. ja, ek het maar die voorreg gehad om so ander mense om my lewe te gehad om getrou het. My vrou het selfmoord gepleeg en ongelukkig daarna die dinge maar geëskaleer en Hoe lank terug is dit? Dit is nou so 2,5 jaar terug wat sy haar eie lewe geneem het. Die eerste vrou, enigste vrou. Eerste vrou. So jammer om te hoor, dit klink hartseer. Ja, dis nie die dinge wat gebeur is, maar dinge wat deel is van die lewe, maar ja, dit is Maar jy was op die heroïne, soos jy sê 15 jaar terug al. Ja, ek nog voor ek haar ontmoet het was iets al reeds 25 jaar. Ja. Weer die tydperk toe ek haar ontmoet het, die voorreg gehad om van die straat toe te kon af en ongelukkig toe sy haar lewe neem, het ou gerelapse. O, julle het twee saam gebruik hier. Nee, glad nie. Okay. Nee, sy het nou op die stryd in die narrow pad. Dit hulle doen nou. Ek het nog gesien 'n girl kan hulle bring iets uit jy wil wakker word in die oggend, ja, verstaan jy? Wakker Hulle kan dit doen. Wakker vir iets in die lewe en ongelukkig het dit nou weggevat en jy voel wat jy niks verder om voor te lewe. Ja, dis mens voel soms so. En dan jou ouers, waar's hulle? Ma, pa? Ja, ongelukkig daai het ek verloor op 'n baie vroeë ouderdom as nou weet ek was maar 25 toe albei my ouers al oorlede gewees. So ongelukkig het mense in die familie leer en goeder om na terug te hardloop nie. Weet jy nie niggies of boeties Man, nie? ek het twee boeties, my een broer bly self in Noord, die ander enetjie is binne in die Kaap en dan het ek 'n sussie wat in Is jy die jongste, oudste, sorry? Ja, ek is die jongste van hulle. Okay. Ja. So jy sussie in Nieu-Seeland. Ja, ek het 'n sussie in Nieu-Seeland. Is jy sy vir net so $50 kan stuur, kan dit mooi gaan man. Dan kan dit mooi gaan, maar ongelukkig ja. Hulle weet waarmee ou betrokke is, so hulle het ook maar hulle hande teruggetrek. Maar as ek vir jou sê maar nie ek deur die video. Dis amazing wat kan gebeur. Organise ek vir jou 'n rehab, gaan jy wil ophou? Ag, Jesus, met alle. Maar wat moet hy vir jou net 'n rehab gee, dan gaan jy reg wees of moet hy vir jou rehab en werk gee en verblyf Vir vervoer? outomaties moet ou moet net eers skoon kom en jou kop skoon kry en daarna gaan dit eskaleer op met jou werk laat ou kan werk want Ja. outomaties jy word gestigmatiseer. Die oomblik wanneer jy binne in 'n rehab inkom, as jy kan uitkom en jy doen dit net by plekke dat jy wel verslaafde was, die kans dat jy gaan werk is baie min. Was jy in rehab? Ja, Hoeveel keer? Wat se rehab? Ek was in Magaliespoort. Ek was in stabiele staan vas. 2010. Ja. Ja, selfde tydperk nog wat ek ook in my laaste keer in rehab was. Ek kom lusser uit die rehab uit as ek ingegaan het. Ek sweer. Ek het die een keer was ek deur die hof gestuur, ander keer, okay, was twee keer al. Twee keer het ek myself ingeboek. Maar ja, ek was so honger. Daar uit. Ja, selfs ek is ook deur die hof daar en ek dink dit is die ding omdat jy mag gebind word na die hof dat jou kop nie reg is in afgeval nie. Ja. Weet jy gaan maar teen jou wil eintlik as jy dit so gesel. En dan Ja. enige advies vir enige ouers wat dalk tekens het dat hulle kinders kan drugs gebruik. Wat sal jy vir hulle sê? Tree onmiddellik op. Daar is nie nog kans om gap te gee om te dink okay nee, maar hy gaan okay wees, nie tree onmiddellik op tot en met die ekstreemste wat daar kan wees. Ja. Tough love is ongelukkig die harde paadjie wat loop met hierdie kinders. En dit ek wil sê ek het dit gebruik na skool, maar nietemin as dit op skool gebruik, dis vriende. Ja. Jy gaan ook baie maklik op by jouself daarby kom, jy voel ek weet nie. Dit is nie ongelukkig, dit is maar wanneer kom by sekere dwelmsvriende is 'n groot punt, maar in die huishoudelike situasie ook onderdrukking, liefde, 'n tekort van liefde, mishandeling, domestic violence. Dis 'n feit, dis 'n feit. Van die groot dinge. Ja, dis gebind daaraan van dit ja. Egskeidings, ouers, soos ek sê, dit is maar drank. Daar's baie faktore wat rondom dit gaan. Dit is nie net op die maklike manier om sê ja, slegte vriende nie. Partykeer is vriende eintlik die beter opsie as wat hulle het by hulle eie huise. So feit. Philip, so laaste woord my ou. Wat wil jy sê vir die mense wat jy kan kry as jy wil help? Wat kan jy vir hulle doen? Wat kan hulle vir jou doen? Enigiets op hierdie stadium as 'n ou in die straat is, sal gelukkig enigiets wat bied kan gaan reg. Ou het niks op hierdie stadium. Enige kome kos, werk, dit is waarvoor ou staan, dit is wat ou nodig het op hierdie stadium. Philip, ek waardeer jou tyd, ou maat. Dankie mense, ek hou baie daarvan. Val die ware
aspek van dit. Ja, maar ag, dit is groot. Ek glo jy praat die waarheid. Ek gaan nie sê alles is nie, maar kom ons sê 95% is. Nee, maar op die situasie waar ons dit ou nie meer nodig om te lieg nie, jy's in elk geval klaar down and out, so baat niks nie. Shop my maat. Thanks. Oor en uit. Julle Totsiens.